Lekker family, gaan dit goed met julle? Is julle reg? Okay, so ek gaan vinnig inspring vanoggend. Ons het nou vir 3 maande van die jaar het ons gehardloop met 'n reeks fondasie. Ons het gefokus op 3 hooftemas onder fondasie: wie is die Vader, wie is die Seun, wie is die Heilige Gees. En natuurlik, ons kan eintlik 'n hele jaar lank fokus op fondasie. Want ek dink nie daar sal ooit 'n ou wat die einde van die boek, die diepte van die boek ontdek het nie. Wie hy is so oneindig. En ek het eenvoudig net 'n paar punte van wie hy is op die tafel gesit. Want ultimately, ons gathering hierso het een doel voor oë, dat jy huis toe gaan en hom gaan soek by die huis. Dat jy nie net hierso kos ontvang nie, maar dat jy hierso gestig word en huis toe sal gaan en dieper ondersoek gaan instel. So ons het klaar gemaak met daai reeks einde Maart, en van April af skop ons af met die volgende reeks, volgende fase van ons bouprojek. So kom ek gee gou 'n konteks net, vir in case julle vergeet het. Ons het die eerste diens van Januarie, het ek gekom en ek het gesê, hier is wat ek ervaar die Here spreek oor hierdie huis, vir 2026. Psalm 132, kom Dawid en hy sê die volgende: ek sal nie gaan slaap of in die gemak van my eie kamer gaan lê, totdat ek nie 'n woonplek gebou het vir die teenwoordigheid van God nie. In die jaar in verlede jaar wat ek en my vrou vir die huis gebid het, is hierdie, en ek sê dit versigtig, die burden wat ek op my hart dra, is ons moet 'n woonplek bou vir sy teenwoordigheid. Sy juk is sag en sy las is lig, prys die Here, dit maak mens nie dood nie. Maar ons het nodig om iets te bou vir sy teenwoordigheid. Van daar tot nou het baie dinge verander, want ons het net eenvoudig gegaan terug na die basics toe en gesê, ons wil die basics reg hê. Want as die basics nie reg gebou is nie, gaan die res van die gebou nie sterk staan nie. Ons het nodig om op 'n sterk fondasie te staan. So dit was dan nou die fokus van nou af. Laat ek hierdie ook net as konteks gee. So metafories is ons hierdie hele jaar besig met 'n bouprojek. Kwartaal 1 is fondasie, kwartaal 2 is bou, kwartaal 3, ons het nou nog nie 'n lekker naam nie, so ons stiek met die Engels, die finishings, dis nou die dekor, die interieur gedeelte, en dan kwartaal 4 is, okay, die woord sê gaan, hoe lyk gaan, en ons wil vir 3 maande lank definieer, wat se tools het ons nodig om te gaan. Maar in elk geval, ons is nou by fase 2, hierdie is nou nogal die uitmergelende, uitputtende gedeelte van bou, want dit kan tydsaam wees, dit kan duursaam wees, dit kan partykeer 'n pyn wees, maar dit is die boufase. So sien halfgou die fondasie is gelê. Het julle al gesien as fondasie gegooi word? Okay, almal het daar duidelikheid. Nou gaan ons bakstene begin pak. Ons gaan nou begin bou. En die opsomming van kwartaal 2 is die volgende. Jy het nodig om te besef, ons het 'n verantwoordelikheid in hierdie bouprojek. Daar's die fondasie wat ons onsself in lyn gekry het, maar die fondasie is reeds gelê, soos wat Paulus skryf. En dit is Jesus Christus. Niemand anders kan die fondasie kom verander nie. Jesus het die basics vir ons gedoen, hy het die fondasie vir ons kom lê. Hy het vir ons gewys, hier is die map, ons gaan moet bou. Fase 2 is, ons moet begin bou. Ek en jy as gelowige kan nie net die banke warm sit nie, ons het nodig om op te staan. Soos 'n ander pastoor in die dorp vir my sê, bums on seats, wat? Ek kan dit nie onthou nie. Ek wou hom nou gesê het, maar soos die feit dat warm seats gaan nie mense in die hemel kry nie. Soos warm sitplekke gaan nie maak dat ons daar buite die goeie nuus gaan deel nie. Great. So hier is die 3 temas vir hierdie kwartaal. Bou jouself, bou jou huwelik, bou jou kinders. Dis die 3 temas waarop ons gaan fokus. Weereens, dis 'n wye tema, maar ons gaan enkele temas vat en ons gaan hiermee hardloop. Vandag bedien ek oor bou 'n lewe wat gewig kan dra. Dis die tema van wat ek vandag gaan bedien. Dan gaan ons in die res van die maand kyk, hoe lei die Here ons. Volgende week bedien Alwyn vir ons die woord, ek en my vrou het bietjie af naweek, en dan die week daarna is ek weer terug, en weer wat ons gaan bou jouself. Volgende maand het ons opwindende nuus, dis die naweek van die 18de Mei, net aan die Anne Marie, het ons gassprekers wat ons inkry, baie kosbare mense, Henk en Sandra Barnard, hulle dra verskriklik, klink verskriklik. Hulle dra 'n calling. Daai mense, ek wil oordryf in die sin van, dit wat hulle dra, wil jy nie mis nie. So maak dit reeds vas, daai naweek van die 18de Mei, daar's 'n hele paar goedjies wat gaan gebeur, maar ons gaan ook verder met julle kommunikeer wat daarso gaan gebeur, maar hulle gaan kom impart rondom bou jou huwelik.
En dan die maand daarna gaan ons kyk na bou jou kinders. Waarvoor ek baie opgewonde is. Ons gaan dan weer ook 'n disipelskap doen, 'n family and marriage disipelskap wat weer oor 4 weke gaan versprei. Wil julle vra, kyk so lank op die kalender. Dit is 'n besige maand daai. Weer die kinders skryf eksamen, maar ek is oortuig daarvan dat hierdie 'n disipelskap is wat jou huis kan kom rearrange tot die goeie. Okay, daar was 'n mond vol. Is julle reg vir vandag? Het julle geweet ons kan vinnig bou, maar ons kan iets bou wat nie noodwendig gewig kan dra nie. Kom ons probeer gou dit prakties maak. Het jy al ooit 'n huis van polistireen gesien? Eerstens, dit gaan jou dalk lank vat om die polistireen in die hande te kry, maar ek dink 'n huis van polistireen gaan nogal vinnig wees. Plak hom net aan mekaar. Daar's nie dis groot sheets klaar. Maar niemand van ons gaan in 'n huis van polistireen wil bly nie, want ons weet daai huis kan nie gewig dra nie. As die wind en die storms kom, daai ou polistireentjies gaan wegwaai. Almal van ons sal eerder verkies om in 'n baksteenhuis te bly, soos die 3 varkies. Almal wil by die laaste een gaan wegkruip, want hy het 'n soliede huis gebou. So ek wil afskop vandag. Hier's my vraag: wat is sukses? Ek gaan nou van so 'n angle afkom en ek wil uitkom by bou 'n lewe wat gewig kan dra. Maar vraag nommer 1: wat is sukses? Armand, ek gaan sommer vir jou vra. Eerste ding wat in mind opkom. Daar's nie 'n regte verkeerde antwoord nie. Niemand mag niemand judge nie. Maar wat volgens jou is sukses? Sê my, dan sal ek dit repeat. Okay, Roan, jy's volgende. Want ek julle maar voorberei. Ines, sal jy ook volgende wees dan? Jy het jou doelwitte bereik. Okay, great. As mense goed doen in die lewe en nie sukkel nie. Draco, sal jy ook vir my sê wat dink jy is sukses? Volgende. Gesondheid. Ja, dis goed. Draco, weet jy iets? Ekskuus, ek het jou nou baie op die spot gesit. Hierdie ou skielik bloedrooi. Jy hardloop my vooruit, ek moes jou nie gevra het nie. Sukses is 'n relatiewe term. Oom Mikkie, wat's volgens oom sukses? Kom ons hoor die wysheid. Om 'n mens se doelwitte te kan uitleef. Laat weer antwoorde. Soos ek gesê het, daar's nie 'n reg en 'n verkeerd nie. Dis nogal 'n triekie vraag, want vir elkeen, soos wat Draco gesê het, is dit 'n totaal en al verskillende definisie. Ek wil gou vra wie so ek gaan nou 5 mense vra, ek weet nog nie wie nie. Wie sou jy beskou is suksesvol? Rwandi. Wie sou jy beskou as suksesvol? Daar's nie verkeerde antwoorde nie. Eerste een wat in jou mind opkom. Jou ouers. Awesome. Okay, wie nog? Renier? Wie sou jy sê is suksesvol? Elke ou wat volhard. Goed. Okay, Tiani, jy staan so uit vir my vandag. Die tweede keer, die grootste introvert het vir ons gebid vanoggend. Wie sou jy beskou as sukses? Jou ouma. Awesome. Ek dink as mens gaan kyk na wat sukses is, sal die grootste deel van die wêreld dit meet aan rykdom. Hoeveel het hierdie ou gemaak? Sommige sal, laat ek dit hierdie ding in die middel kry, anders gaan my OCD OCD is hy. Ek was nou soos OCD, ek is soos dis nie reg nie. My pla. So dan meet ons rykdom. Ons meet wat se karre het hierdie ou, ons meet wat se huise het hierdie ou. Ons meet hoeveel besigheid het hy al gehardloop. Ons meet hoeveel besighede het hulle al gehardloop. Hier is vanoggend die realiteit, soos wat Draco my nou voorgespring het. Daar is nie 'n konstante maatstaf van sukses nie, want elkeen definieer dit anders. En sukses is relatief. En ek is oortuig daarvan, dis hoekom so baie mense te mekaar is, van waantoe is hulle op pad. Want daar's soveel stemme van wat is sukses werklik. Hier is die realiteit, ons kan 'n huis bou wat van die sypaadjie af
great lyk. Hier is fancy. Maar wanneer jy in daai huis instap, dan sê jy soos, hierdie dak gaan nou op my val, want daai ceiling hang so, maar van buite af lyk daai huis perfek. Wanneer ons wêreldse maniere van sukses najaag, dan wil ons van buite af mooi lyk. En vandag is my challenge, bou iets wat van binne af sterk is. En dis waarvoor ons uitgenooi word. Hier is die naaste definisie aan sukses wat ek sou sê, ek in die woord vind. Sukses is om in lyn te wees met wat God jou voorroep. Is jy besig om te groei na dit toe waartoe jy roep, en is jy besig om 'n impak te maak in die gemeenskap. Hierdie is volgens my wat sukses is. Jy leef nie net nie, jy leef reg. Jy leef nie net volgens anders, jy moet nou dit doen nie. Jy doen wat die Here sê jy moet doen. Is jy besig om jouself sterk te maak, sodat jy staande kan bly? Ek gaan nou 'n skrif lees, maar ek wil myself net gou vinnig voorspring. Paulus skryf en hy sê, dat die tydelike verdrukking wat ons ondergaan, versterk ons, sodat ons staande kan bly, wanneer die glorie kom. Tydelike verdrukking maak ons sterk. So as ek weet, hierdie is waantoe ek op pad is, maak nie saak wie wat sê nie, hierdie is wat die Here gesê het ek moet doen, dis waantoe ek moet gaan, ek gaan groei tot dit. Maak dit vir ander sin dat ek nou teologie swat? Nee, dit doen nie. Maak dit vir ander sin dat ek dalk iets gaan swat wat totaal en al anders is, wat ek dalk in goed is? Nee, dit doen nie, maar as die Here gepraat het, het ons nodig om te gaan in sy rigting. Sukses is om in lyn te wees met waartoe God jou roep, om te groei en om impak te maak. So, kom ek disqualify net gou die motivational speech vandag. Wil vandag vir jou sê, sukses is harde werk. Hoekom praat ek spesifiek oor sukses? Ek wil hê ons moet vandag vanuit hierdie plek uitstap en nie werk na sukses toe nie, maar geposisioneer wees in sukses. En vanuit daardie posisie, dan gaan en die koninkryk gaan bekend maak. Julle het die tyd van rustig wees en chill en ek kan nog hierdie doen en hierdie doen, ons baie drasties besig om uit te hardloop. Dis nou 'n tyd van ons as gelowiges het nodig om 'n staan te maak. En ek vang bietjie 'n ratteverwisseling hierso van Jesus het alles gedoen, Jesus het alles gedoen, Jesus het alles gedoen. Amen, amen, amen. Hulle het alles gedoen. Terselfdertyd het ons vandag nodig om hierdie ratteverwisseling te doen. Ons het nodig om te sê, okay, ek moet iets op die tafel sit. En dis vandag dan die uiteinde van hierdie boodskap, is dat ons sukses sal najaag, en daai sukses is dan om in 'n lyn te wees. Kom ons spring gou in die skrif in. Ek het hulle op die YouVersion gelaai, event as jy hulle wil volg, maar ek gaan hulle vir jou lees, hulle is op die bord ook. Psalm 127 vers 1. Baie van ons ken hom, 'n bedevaartlied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Skep gou vinnig 'n fondasie vir hierdie boodskap. Psalm 127 vers 1. As die Here die huis nie bou nie, bou ons te vergeefs. Daar's 'n regte posisie wat ons moet beklee wanneer ons kyk na bou. Help nie ons bou ons eie lewe nie, ons moet bou die lewe wat hy instoor het vir ons. Hebreërs 3 vers 4, want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. Matteus 16 vers 18, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Matteus 7 vers 24 tot 27, elkeen dan wat na hierdie woord van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen die huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woord van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met die dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die wind het gewaai, en teen daardie huis aangestorm. En dit het
geval en sy val was groot. Hoekom lees ek hierdie skrif vandag? Ek het vir jou gesê, sukses is harde werk. Dis om my motivational gedeelte te kanselleer. Maar ek wil vir geensins vandag ekstra druk op jou kom sit en vir jou sê, jy moet perform sodat jy die Here se aandag kan kry nie. Geliefde, jy het nodig om niks te doen om die Here se aandag te kry nie. Jy het reeds sy aandag. Terselfdertyd, in the face of beholding Jesus, transformation happens. And then we need to bring transformation where we go. So wanneer ons vir Jesus kyk, wanneer ons nader aan hom kom in intimiteit, tyd in die woord spandeer, ons kan nie groei in intimiteit as ons nie tyd in die woord spandeer nie, by the way. Hoe nader ons aan hom kom, hoe meer besef ons, wat het hy vir ons moontlik gemaak? En hoe meer besef ons dat ons het 'n launching pad van waaraf ons spring. Ek kyk na die wêreldse ouens wat nogal van die pad af is. Suksesvolle besigheidsmanne wat weer eens sukses. Ons bepaal hierdie is 'n suksesvolle besigheidsman. 7-figure portfolio, 8-figure, groter as 7, sommer 8-figure portfolio. Hierdie man het dit bereik. Maar wanneer ek na hulle kyk, dan hoor ek hulle het dit bereik as gevolg van hulle het 'n leemte gehad, 'n leegheid gehad en hulle het gedink hierdie is waartoe hulle moet bou. Hier's die voordeel wat ek en jy het. Ons leemte is gevul. Hoeveel verder moet ons eintlik kan gaan? Is julle met my? Julle lyk bietjie onseker. Kom ek sê dit weer. Ons leemte is gevul. Hoeveel verder is ons veronderstel om te gaan? Maar hier's die probleem. Omdat ons leemte gevul is, voel ons het niks meer nodig nie. Kom ons sit. Kom ek chill bietjie. Sê iemand anders sal dit gaan doen. Die ou wat leeg is, sal meer beteken vir die wêreld as wat ek doen. Ek wil vandag ons challenge, ek sit nie druk op jou nie. Ek wil jou challenge om op die regte vantage point te kom. Die regte platform te kom. Sukses is moontlik gemaak vir ons. Deur Jesus wat gesterf het aan die kruis. Jesus wat die hoëpriesterrol ingeneem het. By the way, ons het verlede week Paasfees gevier. Ons is nou op daai tyd waar Jesus homself weer bekend gemaak het aan die disippels. En gesê het, kom voel, kom vat, kom. Johannes skryf, hy sê, hierdie gee ek met julle rondom die man wat ons gesien het, wat ons gevoel het, wat ons mee te doen gehad het met ons hande. Skryf die volgende neer. Hier is dalk die motivational deel. Die lewe wat jy verdien is die moeite werd om te bou. Klink nou glad nie Christelik nie. Maar hierdie is van my as pastor se kant af. Family, die lewe wat jy verdien, wat hy vir jou moontlik gemaak het, is die moeite werd om te bou. Jy hom neergeskryf, die lewe wat jy verdien is die moeite werd om te bou. Nommer 2, maar jy gaan die keuse moet maak om te bou. Ek kan nie vir jou bou nie, die kerk kan nie vir jou bou nie, jou man en jou vrou kan nie vir jou bou nie. Dalk kan hulle so bietjie, maar jy gaan moet kies om op te staan. Ek het al met 'n paar van julle hierdie gedeel. Weet jy wat is die grootste lewensles? Ek is nog jonk. Ek het nog baie lewenslesse wat voor lê. Maar weet julle wat is die grootste lewensles wat ek al geleer het? Toe ek klaar gemaak het met skool, het ek 'n gap jaar gedoen, vir die Here gewerk, baie woord ontvang. Die Here roep my as 'n apostoliese leier en as 'n profetiese leier en 'n pastor en okay, great Here, jy hoef nie meer te bevestig nie. Ek weet ek moet bediening toe gaan. Ek het drome gehad. Ek weet ek moet by die kerk werk. En ek kry toe 'n job opportunity van een van die ouens wat hoog op in die kerk was. Ja, en ek steek mekaar. En ek gaan na my geestelike vader toe en ek sê vir hom, hierdie kan sekerlik nie van die Here af wees nie. Hierdie moet van die duiwel af wees, want soos dis glad nie in lyn met wat ek nou moet, wat hy vir my heeltyd gesê het nie. En my geestelike vader bid saam met my en hy sê vir my, nee, hy ervaar ek moet die werk vat. Ek was baie hoogs ontsteld geweest met hom, want ek gaan mos nou kerk toe. Ek moet vir die kerk werk. Ek het vir so 2,5 jaar by hierdie company gewerk, waarvan die eerste ruk vir my regtig terrible was. Dit was vir my aklig geweest. Ek het vir die Here gesê, ek wil nooit in my lewe 'n werk doen wat ek vuil word nie, en daarso het ek dit gedoen. Daarso het ek in die oggende, 6uur, Vrydagoggende, het ons gaan gras sny. Ek is nou 'n werkende man, maar ek moet iemand anders se gras gaan sny. Sny nie eens my eie is partykeer nie. En ek onthou, om en by, ek kan nie die tydsraamwerk presies onthou nie,
Maar ek onthou so jaar en 'n half in, my kosbare, amazing vrou, wat die Heilige Gees se stem so sterk dra, trap my uit, oor dat ek nou 'n negatiewe attitude dra, oor hoe sleg die lewe nou is, en hoe die Here my nie raak sien nie. Ag, kry my net jammer asseblief. En ek onthou een aand, trek sy my nader en baie liefde, en sy sê vir my, ek gaan my mind moet regkry. Ek gaan moet kies, om hierdie 'n sukses te wil maak. Ek het groot geskrik en ek het gespring. Ek het gekies om dit 'n sukses te maak. En weet julle wat's crazy? Vandat ek gekies het om dit 'n sukses te maak, het die tafels totaal en al anders gedraai. Toe ek terug moes gaan skool toe het ek vir die Here gesê, regtig Here, ek het nou hierdie eintlik begin geniet. Ek het vir my nou iets hier begin bou. Okay, lang storie. Hierdie is die les wat ek geleer het. Hierdie wêreld gun vir my niks nie. As ek dit wil hê, moet ek dit gaan haal. Hier's die realiteit. Ouens sit op die straat en met baie liefde en respek sit op die straat en verwag, jy moet net vir hom kos gee. Verwag, okay, alles moet net uitwerk. Hier's my vertrekpunt. As ek iets wil hê, moet ek dit gaan haal, want hierdie wêreld wil dit nie vir my gee nie. Het Jesus dit moontlik gemaak? Ja, hy het. Maar ek het dit nodig om 'n deel te doen. Is julle met my? Ons het nodig om 'n gedeelte te doen. 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15. Hier kom die little drummer boy. 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15. Paulus skryf die volgende, hy sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar reeds gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar gaan gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel. Hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Sien, die wêreld en mense definieer sukses op 'n sekere manier, maar God toets dit op dieselfde manier. Vuur. Alles wat ons bou, gaan getoets word deur vuur. Hoekom gaan hulle daarom nog steeds veilig wees? Hulle gaan nog steeds gered wees, want die fondasie is Jesus. Hy het dit reeds kom doen vir ons. But we have to build now. We have to build with wisdom. Ons het nodig om nou te bou met wysheid en te bou met sekerheid dat God het vir ons gesê, hierdie is waartoe ons moet gaan. So, ons het nou 'n paar punte vasgemaak. Punt nommer 1, wat is sukses? Punt nommer 2, ons bou op die fondasie en vir ons om sukses te bereik is nie 'n las nie. Ons bou vanaf Jesus, ons bou saam met hom. Punt nommer 3 is ons moet kies met watse materiale ons bou. Ons kan kies om met goud te bou wat ons iets kos. So met ander woorde, ons kan bou op 'n waardesisteem wat goud werd is. Waardesisteem van integriteit. Ons kan kyk na die Beatitudes in die woord en ons kan bou volgens dit. Ons kan kies om effort in te sit of ons kan die cheapste, vinnigste roete gaan. En dis hout en hooi. Nee man, vinnig, hier is die cheapste rigting. Ons kan 'n maklike lewe kies, maar 'n maklike lewe gaan getoets word. Ons kan 'n lewe van integriteit en waardes kies, dit gaan getoets word. En hier is die vraag, wat gaan staande bly op die ou einde, wanneer daai vuur kom om alles te toets? Paulus sê hy bou soos 'n meesterbouer. Hierdie is my en jou posisie. Buddy. Hierdie is my en jou posisie. Ons het nodig om te bou soos 'n meesterbouer met wysheid en insig. OK. Dankie mamma. Sukses is nie om gewig te vermy nie, sukses is om draagkrag te hê
omdat jou fondament Jesus Christus is. Elke dag van jou lewe het jy 'n keuse. Gaan jy kies gewig of gaan jy kies gemak? Ek gaan amper begin land. Hoor wat sê Matteus 11 vers 28 tot 30, skryf wat ons baie goed ken. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ek kom terug na wat ek vroeër gesê het. Ek wil nie vandag op jou 'n juk en 'n las kom sit wat lewe vir jou ondraagbaar maak nie. Ek wil jou vra, realign tot waartoe God jou roep, want dan gaan ons sukses behaal. Wanneer die jong bul in die juk klim saam met die ou bul, dra die ou bul die meeste gewig. Ons het net nodig om saam te loop. Weet jy wanneer maak dit seer? Wanneer ons regs wil gaan en die bul sê bly reguit. Dis wanneer dit seer maak. O, die Here is kwaad vir my. Nee, die Here hou nie van my nie. Nee, hy's nie lief vir my nie. Nee, chom, jy's van die pad af. Jy's besig om regs te trek en jy moet eintlik links trek. Gaan saam met sy ritme. Trek in sy ritme. Hier is die paradoks van hierdie gedeelte. Wanneer jy saam met Jesus bou, dra hy die swaarste deel van die gewig. Sukses is nie om alleen te swoeg nie. Sukses is om die regte juk te dra. Wanneer jy aan hom vasgejuk is, bou hy deur jou 'n lewe wat die hele wêreld se druk kan weerstaan. Kom ek sluit af met die volgende 3 gedagtes. Hoekom is dit vir my belangrik dat jy suksesvol is? Onthou, wat is sukses? Sukses is om in lyn te wees met wat God sê. Sukses is om te groei na dit waartoe God jou roep. En sukses is om impak te maak in die area waartoe hy jou roep. Ons kyk nie nou na geld en huise en karre en hoeveel wiele en hoe groot is jou wiele, hoeveel nommers het op jou wiele en hoeveel knoppe het jou wiele van jou bakkie. Dis nie waarna ons kyk nie. Ons kyk na as jy in lyn met waartoe God jou roep. Groei jy soontoe en is jy besig om 'n impak te maak? Hoekom is dit belangrik? Vir die eer van die argitek. Hy is waardig vir ons om ons lewens in lyn te stel. As Jesus bereid was om alles neer te lê en 'n posisie in te neem, sodat hy alles vir jou kon gee, hoeveel te meer kan ons nie alles teruggee vir hom nie? Sê die woord nie vir ons soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal bygevoeg word nie? It's an inside, outside, upside down kingdom. Dis onderste bo, maar dit is nie. Dis links, maar is nie regs nie. Dis eintlik maar maak amper nie sin nie. Gee alles, sit alles neer sodat jy alles kan kry. Ons het nodig om in lyn te kom vir hom, vir die eer van die argitek. Nommer 2, vir die sterkte van die geboue, die liggaam, sodat die liggaam sterk kan wees. Ek het vroeër gesê, ons kan die easy way out kies as kerk. En ons kan polistireenhuise bou. Ons het nou toe ons in Mosambiek was, elke jaar as ons in Mosambiek is, het ek en my vrou die voorreg om nie in 'n tent te slaap nie. Ons sit in 'n riethuisie wat ons slaap. Julle maar as dit wind waai uit deur daai huis. Jy kry koud binne in die huis. Daarom reën jy nie nat nie. Daai is 'n wonderwerk. Maar die wind waai deur daai huis. Ons kan kies om 'n maklike huis te bou. Gaan hy die toets weerstaan. Alles gaan getoets word deur vuur. En ek wil nie lyk of ek uit 'n brand uitkom wanneer ek eendag in die hemel voor die Here staan nie. Ek wil sê, Here, ek het my beste gegee in alles wat ons doen. In 'n gebou rus die een steen op die ander een. As jy geestelik suksesvol is, as jy sterk is en gewig kan dra, dan kan jy 'n broer of 'n suster wat swaar kry, kan op jou kom rus. Kan by jou kom krag kry. Kan by jou 'n skuilplek kom vind. So, punt nommer 1 vir die eer van die argitek. Punt nommer 2 vir die sterkte van die gebou. Punt nommer 3 vir die uitbreiding van die koninkryk. Julle, ons kan kies om net die posisie in te neem waar ons is en ons kan sien hoe kerke swaar trek. Ons kan kies om te kyk na wat in die Midde-Ooste besig is om te gebeur en te sien dat kerke mag nie meer operate nie. Dit moet ondergrondse klein huiskerkies wees. Is ek teen dit glad nie.
Ons besef nie wat het ons nou nie. Die groter liggaam het die voorreg om by mekaar te kom. As ons net die posisie hou waarmee ons nou onsself bevind, het ons 'n probleem. Dan moet ons die huise begin regkry. En ek profeteer dit nie, maar die verdrukking gaan kom. Die verdrukking gaan kom en die hartseer is baie gaan nie staande bly nie. Maar, kan ek vra maar? Sê gou maar, ons gaan staande bly. Amen. Ek vertrou die Here dat ons huis die voorreg sal hê om staande te kan bly. Nie arrogansie, ja, ons het alles reg gedoen nie, die voorreg, volle nederigheid. Here, dankie dat ons die voorreg het om staande te kan bly wanneer hierdie verdrukking kom. Sukses is nie hoe hoog jy bou nie, maar die gewig wat jy kan dra. Kom ek gaan na daai ander skrif toe wat ek nou gesê het. 2 Korintiërs 4 vers 17. Karen, sal jy hom gou vir ons opsit asseblief? 2 Korintiërs 4 vers 17. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Kan ek gou, hier is nou my tweede landing, ek gaan probeer klaarmaak met hierdie een. Weet jy wat's die Hebreëse definisie van die woord glorie? God se glorie is die Hebreëse woord kavod. En dit beteken gewig. Gewig. Dis wat dit beteken. So nou kom ons kyk na hierdie illustrasie van huisbou. As ons 'n huis bou uit polistireen en hooi, gaan dit die glorie van God kan dra. Gaan dit die gewig van sy heerlikheid kan dra. So family, ek wil jou vra, bou 'n lewe wat gewig kan dra. Dit's taaf. Dis nie lekker nie. Partykeer beteken dit jy moet bietjie meer effort insit. Partykeer moet jy die vraag face van hoekom gaan dit goed met daai ou, maar ek moet sukkel. Ek betaal my 10de, ek doen al hierdie goed. Ek het nie vir jou die antwoord nie. Maar ek kan vir jou sê, bou eerder iets van goud en kosbare stene as wat jy iets bou vanuit 'n posisie van cheap goed. Easy way out. Dis in 'n tyd waar jy alles vandag maklik kan kry. Behalwe karakter. Here, dankie dat U ons huis as huis merk. Dankie dat U elke liewe een hierso kom wys waantoe roep U hulle. Dankie dat U vir elkeen kom wys waantoe is U op pad met hulle. Here, ek bid dat ons as huis die voorreg sal hê om staande te kan bly. Ek bid dat ons as huis die voorreg sal hê om te kan staan voor U en sê, Here, ek het my heel beste gegee.